Ons groet en verwelkom ook graag almal wat nou elektronies by ons aandiens aansluit hier by ons in ons midde teenwoordig. Mag ons vanaand ook saam hoor wat God deur sy woord vir ons wil sê en mag ons toegerus word om hom te dien met oorgawe en met toewyding tot eer en verheerliking van sy groot en heilige naam. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Barmhartige God en Hemelse Vader, wanneer ons nadink hoe groot U liefde vir ons is, dan vul dit ons met verwondering. Want ons besef, Here, aan U liefde is daar geen einde nie. Saam met die psalmdigter kan ons dit oor en oor herhaal. Wanneer ons nadink oor al die wonderdade wat U in die geskiedenis bewys het, aan U volk, maar ook aan ons. Ons is so dankbaar, Here, om vanaand deel te kan wees van die gemeenskap van die gelowiges hier in U huis. Ons is so dankbaar om te kan luister na wat U deur die profeet Jesegiel vir ons wil sê. Ons is so dankbaar omdat ons weet, Here, dis U wat ook met ons daardeur praat. En al leef ons duisende jare na Jesegiel, is hierdie boodskap ook nog steeds op ons van toepassing. En kan ons daarin ook ons vreugde en vrede vind. Dankie dat ons kan wees soos 'n boom wat by waterstrome geplant is en wat op die regte tyd vrugte dra, omdat ons ons vreugde vind in U woord en dit dag en nag oordink. Maak dit dan nou stil in ons binneste en praat met ons, soos dit U behaag, tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Amen. Geliefdes, terwyl ons dan nou voortgaan met ons reeks oor die profete en dan vanaand besig is met die profeet Jesegiel, gaan ons bietjie kyk na hoofstuk 19 en dan ook die eerste gedeelte van hoofstuk 20. Die opskrif van hierdie gedeelte sê eintlik waaroor die boodskap van hierdie gedeelte handel. Ek handel soos die eer van my naam dit vereis. Op die 10de van die 5de maand in die 7de jaar het daar van die leiers van Israel gekom om die Here te raadpleeg. Nou dit moet vir julle baie bekend klink. Leiers wat na Jesegiel toe kom om die Here te raadpleeg, want ons het in hoofstuk 14 min of meer dieselfde woorde gelees, daar was net nie ook 'n tydsaanduiding soos wat hier die geval is nie. Hulle het voor my kom sit en toe kom die woord van die Here tot my. Mens, praat met die leiers van Israel, sê vir hulle, so sê die Here my God, het julle gekom om my te raadpleeg? So seker as ek leef, ek laat my nie deur julle raadpleeg nie, sê die Here my God. Onthou julle Jesegiel 14? En hoe Jesegiel in die moeilikheid was omdat hy geantwoord het? Kom ons kyk of dit hier weer die geval is. Vers 4, oordeel jy oor hulle mens, oordeel jy. Vertel vir hulle van die afskuwelike dinge wat hulle voorvaders gedoen het. Jy moet vir hulle sê, so sê die Here my God, die dag toe ek Israel, die nageslag van Jakob gekies het en my met 'n eed aan hulle verbind het, het ek my aan hulle bekend gemaak in Egipte. Ek het my met 'n eed aan hulle verbind en gesê, ek, die Here, is julle God. Ons gaan net tot so ver lees, dis nou net 'n gedeelte uit hoofstuk 20, maar ons gaan ook gesels oor hoofstuk 19 en dan die res ook van hoofstuk 20 tot by vers 44. In hoofstuk 17 herinner ek u daaraan, gebruik God 'n fabel, gelykenis in die vorm van 'n gedig. Hy praat van arende en van bome en daardeur praat hy deur Jesegiel met sy volk. In hoofstuk 18 is daar 'n spreekwoord wat aangespreek word. Die voorouers het groen druiwe geëet en nou word die kinders se tande stomp en hoe dat hulle dan nou hierdie oorsaak en gevolg skema in hulle koppe het van hulle word gestraf vir hulle voorouers se sonde en dan sê die Here nee, dit werk nie so nie. Elkeen word gestraf vir sy eie oortredinge en nie vir die van ander nie.
Vanoggend toe ons oor verantwoordelikheid gepraat het, het ons ook weer gesien, jou verantwoordelikheid is jou verantwoordelikheid. Dit is niemand anders nie. En iemand anders is ook nie joune nie. So jy is verantwoordelik vir dit waarvoor jy verantwoordelik is. Wie tot bekering kom en volhard tot die einde sal gered word. Dit is die hoofstuk 18 se boodskap. Dan in hoofstuk 19 word daar weer metafore gebruik. Interessante metafore, julle moet dit asseblief gaan lees. Maar hierdie metafore word as 'n treurlied gesing. Want eintlik is dit 'n tragedie, die verhaal wat afspeel en wat beskryf word. Nou die tragedie sal meneer Benson, wat Afrikaanse onderwyser is, vir ons baie mooi kan verduidelik wat die eienskappe daarvan is. En die Engelse onderwysers wat Shakespeare doseer, sal dit ook baie mooi kan verduidelik, want Shakespeare was baie lief vir hierdie tema, vir die tema van tragedie. Dis nou iets wat baie sleg is wat met jou gebeur. Die eerste metafoor wat hy gebruik is die van 'n trop leeu's, en die tweede is weer 'n wingerdstok, soos wat ons ook in een van die vorige hoofstukke teëgekom het. Hier word Israel vergelyk met 'n trop leeu's. In hierdie trop is daar wyfies, en die wyfies maak welpies groot. Die jong mannetjies van hierdie welpies word groot en bekwame jagters, en daar word selfs gesê, hulle word mensvreters. Maar dan word hierdie leeu mannetjie gevang in 'n vanggat. En dit verwys eintlik na Josef, wat deur sy broers mos in 'n put gegooi is, en as 'n slaaf verkoop is aan die Egiptenare, en opgeland het by Potifar. Later in die tronk beland het oor Potifar se vrou, uitgekom het oor die drome wat hy uitgelê het, en onderkoning geword het van Egipte. En sodoende het die hele Israel mos, toe daar hongersnood was, na Egipte toe geskuif en daar gaan woon. Maar nou word daar gesê, hulle is met vanggat gevang en na Egipte met hakke gesleep. Ekskuus, nie geslaap nie, gesleep. Nog 'n jong welpie is grootgemaak en hy het ook 'n bekwame jagter geword. Hy het die weduwee leeuwyfies vir hom gevat en stede verwoes en almal was verskrik vir sy gebrul. En dit dui op Israel wat die beloofde land ingeneem het en dit hulle land gemaak het. Ander volke is teen hom aangehits en hulle het hom met 'n vangnet gevang en met hakke na Babel gesleep en gevange gehou. En dit verwys weer na die Babyloniese ballingskap. Aanvanklik was Israel, en dan kom ons nou by die metafoor van die wingerdstok, soos 'n wingerdstok wat langs water geplant is en welig gegroei het. Hulle was in die land van melk en honing, die beloofde land, dit het met hulle goed gegaan. Maar hierdie wingerdstok is in woede uitgepluk, op die grond neergegooi en het uitgedor en is verbrand. En dit verwys na die tragedie van die ballingskap. So as 'n mens die metafore se sleutels het, dan verstaan jy die verhale wat vertel word van die leeu's, die leeuwyfies en die leeumannetjies, hoe hulle gesleep word na Egipte toe, en hoe hulle uiteindelik dan nou uitgeroei word in die Babyloniese ballingskap. En dan hoofstuk 20, soos ek vir u gesê het, begin presies soos hoofstuk 14, behalwe net dat daar hierdie keer ook 'n tydsaanduiding is. Nou dit kan moontlik 'n herhalende beskrywing wees van dieselfde gebeure, want ons tref dikwels in die Bybel ook herhalings aan, en dat dieselfde verhaal 2 keer vertel word, maar vanuit 'n ander hoek of vanuit 'n ander kant of vanuit 'n ander perspektief. So dit kan wees dat dit dieselfde geleentheid is wat beskryf word, dat dit nou net gedateer word en dat dit bietjie in 'n ander konteks geplaas word. Of dit kan wees dat hulle weer op 'n ander geleentheid na Esegiel toe gekom het om hom te raadpleeg. Die ooreenkomste tussen die twee gedeeltes is so groot
dat ek persoonlik dink dit verwys na dieselfde geleentheid. Behalwe net hierdie keer word die datum ook bekend gemaak van hierdie raadpleging. Daar word gesê dat dit op die 10de van die 5de maand in die 7de jaar wat koning Jojagin na Babylonië weggevoer is, plaasgevind het. Met ander woorde, in ons terme gereken, soos ons die kalender verstaan, na aanleiding van die Gregoriaanse kalender wat ons gebruik, 591 voor Christus, en dan is dit in ons tydperk tussen Julie en Augustus. So vir ons is dit dan so amper die einde van die winter, die begin van die somer, kan amper sê lentetyd. Vir ons, vir hulle is dit herfs. Daar word herhaal dat God hom nie deur afgodsdienaars wil laat raadpleeg nie, net soos in hoofstuk 14. Maar anders as in hoofstuk 14 word Jesegiel nie weer veroordeel omdat hy die volk geantwoord het. Hierdie keer word hy die opdrag gegee dat hy moet praat en dat hy die oordeelwerk moet doen. Hy word nie veroordeel nie, omdat hy hulle te woord gestaan het, soos in hoofstuk 14 nie. Maar hy kry die opdrag om self hulle oordeel aan te kondig. En God gee weer eens vir hom die inhoud van sy preek. So ook soos in hoofstuk 14, sê God weer vir Jesegiel wat hy alles moet sê. Hy moet hulle vertel van die afskuwelike dinge wat hulle gedoen het, en julle sal onthou dat ons ook daarvan gelees het, verskriklike afskuwelike goed, wat hulle aangevang het met die afgodsdiens, die vrugbaarheidskultusse. En dan lees ons hoe dat God sê dat hy homself met 'n eed aan hulle verbind het en hulle uit Egipte verlos het. Nou hierdie eed waarmee hy hom verbind het, is sy verbond wat hy met hulle gesluit het. Onthou jy daar op die berg Sinai, het hy vir hulle die 10 gebooie gegee en dit begin so: Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Daarom mag julle naas my geen ander gode dien nie, en dit wat daarop volg. Dit staan bekend as die Sinaïtiese verbond, omdat dit op die berg Sinai vir hulle gegee is. En dit is gebaseer op hulle verlossing uit Egipte, waar God homself aan sy volk verbind het en ook aan hulle geopenbaar het. God het beloof om hulle uit Egipte te lei na die beloofde land. 'n belofte wat hy nagekom het. God het duidelik sy wil, sy bepalinge en sy riglyne, sy gebooie aan hulle bekend gemaak. Hy het dit selfs met moeite op 2 kliptafels met sy eie vinger geskryf, 2 keer. Aan die eerste keer toe Moses die goue kalf sien, het hy dit mos stikkend gegooi. God het dit 'n tweede keer weer vir hulle gegee. Maar hulle het hulle nie daarin gesteer nie. Inteendeel, hulle het hulle self teen God verset. En ongelukkig het hulle nageslag dieselfde gedoen. Hulle moes die afstootlike afgode van hout en klip van die Egiptenare weggooi. Dit was die opdrag wat God vir hulle gegee het by monde van Moses. Want God is die Here, hulle God. Nie daardie hout en klip afgode van die Egiptenare nie. Maar die volk het hulle teen die Here verset. Hulle wou nie na hom luister nie. Hulle het nie na die afgode weggegooi nie. En hulle het gedink God se toorn en woede sal nie oor hulle losbreek nie. Maar God moes doen wat die eer van sy naam vereis. God kon nie toelaat dat sy naam oneer aangedoen word nie. Dis die kern van hoofstuk 20. Alles gaan vir God oor die eer van sy naam. En as die volk sonde doen, dan doen hulle sy naam oneer aan. Omdat hulle hom nie respekteer nie. Omdat hulle nie ontzag vir hom het nie. Omdat hulle hom nie as God erken nie. En daarom moet hy optree, moet hy straf. God het sy bepalinge vir hulle gegee, sodat elkeen wat dit gehoorsaam aan die lewe kan bly. En ons het nou al reeds in hoofstuk 18 gelees 2 keer, dat God sê, dis sy wil dat hulle moet lewe, nie dat hulle moet sterwe nie. Hy wil hulle moet tot bekering kom en lewe. Die volk het hulle verset, en dan word daar ook gepraat oor die Sabbatswette, wat hulle gruwelik
ontheilig het. Meer as een keer word hierdie Sabbatswette genoem. Nou daar is sekere geleerdes van die Ou Testamentiese wetenskap wat hierdie klem op die Sabbatdag en die onderhouding daarvan. Hulle sien dit as 'n bepaalde bron van inligting waar die Bybelskrywers hulle inligting vandaan gekry het. En daarom sal hulle byvoorbeeld gedeeltes in Genesis 1 waar daar gepraat word van God wat in 6 dae gewerk het en op die 7de dag gerus het en daarom die 7de dag ingestel het as 'n rusdag en dit geheilig het en dit dan ook terugkry in Eksodus 20 waar God dan dit ook as 'n rusdag instel en dit heilig. Hulle vind dit alles daarin terug en dan ook hier in Esegiel. En daarom sê hulle dit is soos 'n lyn wat deurloop waar die Sabbatswette geweldig beklemtoon word. Nou ons kry in die rabbynse literatuur van die Joodse rabbies, die skrifgeleerdes wat ook in Jesus se tyd geleef het, in hulle literatuur en geskrifte ook baie klem op die onderhouding van die Sabbatswette. En hulle het nou nog 'n klomp reëls en riglyne en goed daarby gaan skryf soos jy mag nie iets dra op die Sabbatdag nie, jy mag nie vuur maak op die Sabbatdag nie, jy mag nie verder as 'n Sabbatsdag reis nie, jy moet op die dag voor die Sabbatdag kos gereed maak sodat jy kan iets hê om te eet op die Sabbatdag, jy mag nie kos maak op die Sabbatdag nie. So hulle het 'n klomp ekstra reëls en goed bygesit wat God nie bygesit het. En toe kom Jesus en hy maak mense gesond op die Sabbatdag en hy sê vir hulle, vat jou bed, tel hom op en loop. En nou dra hierdie ou sy bed en nou oortree hy hierdie mensgemaakte Sabbatswette. En daarom is hulle kwaad vir Jesus en wil hulle hom op die einde van die dag gevange neem en kruisig omdat hy hierdie Sabbatswette van hulle nie gehoorsaam nie. En hulle voer hulle redenasies terug na gedeeltes soos hierdie waar die Sabbatswette beklemtoon word. God het daaraan gedink om hulle in die woestyn uit te roei. Omdat hulle aan hom ongehoorsaam was, omdat hulle teen hom verset het. Onthou julle hoe hulle gemurmureer, dis mos die woord wat in die Bybel gebruik word vir hulle gemounery. Hoe hulle gekerm het en gesê het, maar ons verlang terug na die kospotte van Egipte land, dit het met ons beter gegaan daar as wat dit nou met ons gaan, laat ons liewer terug gaan soontoe, hulle wil nie meer saam met Moses gaan nie, hulle wil nie luister nie, en dan kom God en hy's goed vir hulle en hy sorg vir hulle en hy gee vir hulle manna en hy gee vir hulle kwartels en hy gee vir hulle water uit die rots, hulle wil nie luister nie, hulle wil hulle afgode nog steeds by hulle hou, hulle wil nog steeds die afgode dien, hulle wil nog steeds nie luister nie, en daarom het God gedink, maar hy wil hulle uitroei in die woestyn. Nou, 'n tog wat na die beloofde land toe reguit pad sou lei, sou dalk 'n paar jaar geduur het, maar dit het 40 jaar geduur. Daardie hele generasie wat uit Egipte land uitgetrek het dit nie gemaak tot in die beloofde land. Daar's een keer waar ons lees hoe dit die aarde oopgemaak het en hulle ingesluk het, toe God hulle gestraf het omdat hulle so ongehoorsaam was. Maar tog het hy eerder besluit om te doen wat die eer van sy naam vereis. God het besluit om hulle skrikbevange te maak, sodat hulle sou besef dat hy die Here is. Gaan lees maar daar in Eksodus 20 en verder, hoe dat God, wanneer hy verskyn, kom met donderslae en die geluid van donderweer en van blitse en geweldige stormwinde, en dat die volk van Moses sê, Moses, nee, wag 'n bietjie, wow, stop die bus net hierso. Ekskuus, dis nou my woorde. Maar ons kan nie na die Here luister. Ons gaan sterf as ons sy stem moet hoor. Praat jy liewer met ons, moenie dat God met ons praat. So op daai manier het God hulle skrikbevange gemaak, sodat hulle moet besef, hy is die Here, en dat hulle na hom moes luister. Maar ook dit het ongelukkig nie gewerk nie. En daarom word Esegiel beveel om nou met Israel te praat en hulle te veroordeel oor al die hoogtes wat hulle het. Nou dit was die aanbiddingsplekke van die afgode wat hoogtes genoem is. Dit is nie noodwendige hoogtes soos 'n bultjie of 'n berg nie, kan enige plek wees wat hulle hoogtes genoem het. Ook die kinders wat hulle vir die afgode geoffer het,
en die Sabbate wat hulle ontheilig het. So daar's daai 3 sondes spesifiek wat Esegiel in hierdie hoofstuk, in hierdie gedeelte moet aanspreek. Die afgodsaanbiddery, die kinders wat hulle geoffer het vir die afgode en die ontheiliging van die Sabbatswette. En daarom, so seker as ek leef, sê die Here, ek sal regeer met mag en krag en ek sal my toorn laat losbreek. Ek sal met mag en krag my saak teen julle stel, soos ek met julle voorouers ook gedoen het, en julle oordeel volgens die eise van die verbond. Daarom sal die oortreders nie die beloofde land sien nie. God het vir die oortreders gesê daar in die woestyn, julle gaan nie die beloofde land sien. Moses was die laaste een wat die beloofde land gesien het, maar hy het nie ingegaan. Hy het op die berg Nebo gesterf, ook omdat hy ongehoorsaam was. Nou sê die Here vir die volk, soos wat hy die volk gestraf het in die woestyn, so gaan hy ook met hulle maak. En hoekom? Hy moet dit doen, omdat die eer van sy naam op die spel is. En dan sal hulle besef dat God die Here is. Daardie sinnetjie, hoe baie het ons dit nou al raak gelees by Esegiel en ook by die ander profete, wanneer God straf uitdeel, wat is die rede daarvoor? Sodat hulle moet besef, hy is God, nie die afgode nie. En wat die huidige geslag aanbetref, sê God, dis nou die huidige geslag daar in ballingskap, loop na julle gode toe, dien hulle, nou en later as julle nie na my wil luister nie, en my heilige naam nog oneer aandoen met julle geskenke aan afgode. Op my heilige berg sal die hele Israel my dien. So hier kom weer 'n messiaanse belofte. Daar sal ek weer goedgesind wees teenoor hulle, en daar sal ek bereid wees om hulle offergawes aan die heiligdom te ontvang, en die reuk van hulle offers aanneemlik vind. So aan die een kant, weer soos wat ons by herhaling al by die profete gesien het, die aankondiging van straf, maar weer God se genade wat verband hou met die Messias wat gebore moet word. Die verlosser wat moet kom, Jesus Christus die Here. Daar sal julle 'n weersin, dis 'n ander woord vir berou, oor julle sonde kry en besef dat ek die Here is. So, hulle gaan besef dat hy die Here is, maar daar kom ook iets van 'n berou by. Berou oor hulle sonde, weersin in hulle sonde, jammer voel, skuldig voel. Wanneer God met hulle handel soos die eer van sy naam vereis, sal hulle besef dat God die Here is. So wat is die boodskap vir ons uit hoofstuk 19 en die eerste gedeelte van hoofstuk 20 van Esegiel? Ek dink die eer van God se naam is vir hom van onskatbare waarde. En dis waarom hy dan nou ook die gebod gegee het, dat sy naam deur almal geheilig moet word. En dat daarby staan, God sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Die eer van sy naam is vir hom van onskatbare waarde. Wanneer ons sonde doen, wanneer ons nie gehoorsaam is aan sy gebooie en aan sy wil nie, dan verbreek ons hierdie verbond wat God met sy volk gesluit het, met ons gesluit het, en eintlik sleep ons dan God se naam deur die modder. Ons doen sy naam oneer aan. Wanneer ons sonde doen, dan sê ons daardeur, ons het nie vir God respek nie. Ons het nie vir hom ontzag nie. En God kan dit nie toelaat nie. Hy moet optree. En hy moet optree soos die eer van sy naam dit vereis. God se verbonds en sy verlossingsgeskiedenis met sy volk is merkwaardig. En hy gebruik nou die metafore van die trop leeu's en van die wingerdstok om hierdie verhaal van sy verlossing uit Egipte land, intrek in die beloofde land, maar uiteindelik ook hulle straf na ballingskap toe, om dit alles vir hulle uiteen te sit en te verduidelik. God loop 'n pad met sy volk. Hy verbind homself met 'n eed aan hulle. Hy gee vir hulle alles wat hulle nodig het.
En wat kry hy in ruil daarvoor? Stank vir dank. Die ondankbaarheid, die opstandigheid en die doelbewuste verset en opstand teen God, wat by die mens duidelik oral en altyd sigbaar is iets wat eintlik nie sin maak nie, en wat 'n mens moeilik kan verklaar. Hoe is dit moontlik dat ons nog kan sonde doen, nadat Christus aan die kruis vir ons gesterf het, en ons sonde op hom geneem het, terwyl hy onskuldig was? Hoe is dit moontlik dat ons nog kan sonde doen, as ons weet God is oral, hy weet alles, hy sien alles, hy is oral teenwoordig. Niks is vir hom 'n geheim nie, niks kan vir hom weggesteek word nie. Hoe kan ons aan die een kant sê ek het eerbied en respek en ontzag vir God, en aan die ander kant sonde doen? Dit maak net nie sin nie. Mens kan die sonde amper nie verklaar nie. En daarom het Augustinus sonde die onmoontlike moontlikheid genoem. Dit klink asof dit onmoontlik is dat sonde kan bestaan, na alles wat God gedoen het, en na die verbond wat hy met ons gesluit het. En tog is sonde daar. En dis waarom Johannes dan ook skryf in 1 Johannes 5 vers 9, iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. As jy wedergebore is, dan is jy veronderstel om nie meer te kan sonde doen nie. Dan is jou sondige natuur nie meer veronderstel om baas te wees in jou lewe nie. Dan is die Heilige Gees veronderstel om in beheer van jou lewe te wees. Sonde hoort nie in 'n kind van die Here se lewe nie. En daarom moet ons ook nadink oor die vraag, hoe belangrik is die eer van God se naam vir jou? Is dit vir jou so belangrik dat wanneer iemand God se naam misbruik, jy bereid is om op te staan en te sê, nee, ek kan nie toelaat dat jy God se naam so deur die modder sleep. Is jy bereid om op te staan en te sê nee vir sonde, vir dit wat teen God se wil indruis, omdat God se naam, se eer vir jou so belangrik is? Hoe belangrik is dit vir jou om tot eer van God, aan God gehoorsaam te wees? Uit dankbaarheid vir jou verlossing uit genade. God red hulle uit Egipte, hy gee hulle die beloofde land. Wat doen hulle? Hulle bly met hulle afgode besig. Uit dankbaarheid vir ons verlossing uit genade, moet ons ook tot eer van God leef en moet dit vir ons belangrik wees. Maar wat doen die mens? Net soos Israel volg ons maar ons eie kop. Ons wil self besluit wat reg en verkeerd is. Ons wil self doen wat ons wil doen. Ons wil vrye teels gee aan ons sondige natuur. Die twee goed staan lynreg teenoor mekaar. Die eer van God aan die een kant en ongehoorsaamheid aan die ander kant. Die twee kan nie saam met mekaar bestaan nie. En dis waarom Paulus sê, dis 'n stryd wat hy ook in sy eie binneste ervaar. Die goeie wat hy wil doen, doen hy nie. Die slegte wat hy nie wil doen nie, juist dit doen hy. Dis 'n stryd wat in elkeen van ons leef. 'n Stryd wat ons elke dag moet stry. Mag God se genade vir ons genoeg wees dat ons anders as die volk daar in die woestyn en in die beloofde land regtig dankbaar is vir die feit dat Jesus aan die kruis vir ons sondes gesterf het. So dankbaar is dat ons dankbaarheid bewys deur 'n lewe van gehoorsaamheid te leef. 'n Lewe waarin die eer van God se naam vir ons ook kosbaar is. En waar ons niks sal doen om sy naam te onteer nie. Niks sal doen om sy naam deur die modder te sleep.
en ons ook daarvoor sal veg op die regte manier, nou nie met 'n heilige oorlog soos party mense dink nie, maar sal veg op die regte manier vir wat reg is, en vir die eer van God se naam. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vanaand besef ons net weer hoe belangrik die eer van U naam vir U is. En dat U moet optree soos wat die eer van U naam vereis. Ons dink aan Israel se geskiedenis, hoe dat U met hulle pad geloop het. Ons sien duidelik raak dat U 'n plan en 'n doel het met elke skuif wat gemaak is. Elke persoon wat betrokke was. Die leeumannetjies waarvan ons gelees het. Hoe dat U hulle in die beloofde land ingebring het. Land wat oorloop van melk en honing en vir hulle gesorg het en laat dit met hulle goed kon gaan. Nog steeds het hulle nie geluister. Nog steeds was hulle ondankbaar. En so kyk ons na ons eie lewe. En ons dink daaraan hoe Jesus Christus gebore is. Hoe dat hy gespot is, gelei het, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hoe dat hy helse smarte moes ervaar en beleef. In ons plek. Sodat ons vir ewig kan lewe. En dan sien ons nog steeds in ons eie lewe al die ondankbaarheid raak. Al die kere wanneer ons U naam onteer en ontwy, deur ongehoorsaam te wees en sonde te doen. En daarom, Here, wil ons met weersin en berou oor ons sonde na U toe kom. Wil ons tot bekering kom. Wil ons bid, Here, vergewe ons. Was ons skoon met die kosbare bloed van die lam sonder gebrek, wat gesterf het sodat ons kan lewe. Maak ons opreg dankbaar, Here, sodat ons dankbaarheid vir die verlossingswerk wat Christus vir ons gedoen het, en wat ons uit genade ontvang, so sal leef dat U naam daardeur geëer en verheerlik mag word. En daarom bid ons dit alles in Jesus se naam, met dankbaarheid in ons harte, omdat U ook ons gebede verhoor. Amen. Jy het geleentheid om die Here te dien met die dankoffers, en dan gaan ons afsluit met lied 274, waar ons bid dat die Here ons sal leer om soos Henog met hom te wandel. Henog is een van die manne wat in die Bybelse tyd van gesê word dat hy so naby aan die Here geleef het, dat die eer van die Here se naam vir hom so belangrik was, dat hy soos Elia nie gesterf het. So, kom ons sing dan lied 274 se eerste 2 verse as slotlied, na ons dankoffers opgeneem is.